Dankie Here dat ons op U kan wag, Here. Want uit onsself uit my God is ons tot absoluut niks in staat nie. Maar Here, met U krag binne in ons, my God. Met U, Here, sal ons 'n bendestorm loop, my God. Met U, my God, sal ons oor 'n hoë muur spring, Here. En wat die hoë muur ook al vanoggend in iemand se lewe is, Here, dat hulle oë sal rig op U, want die wat op U wag, kry nuwe krag. En ons ontvang dit, Here. Ons ontvang werklik vanoggend U nuwe krag, Here. Dit is die dag wat die Here gemaak het, Here. Kom ons wees bly en verheug daarin. En ook hierdie dag, Here, sal genoeg genade hê om ons deur hierdie dag te kan kom dra. En ek bid my God dat U sal kom en ook ons nou sal kom bedien, Here. Dat U Heilige Gees sal kom, Here, en tussen ons kom rond beweeg, Here. En elkeen sal kom ontmoet, presies, Here, op die plek wat hy of sy vanoggend mag wees, Vader. Amen. Ons praat vanoggend, die tema is die bom in jou kop. Ek gaan begin met 'n een skrifgedeelte, ek gaan later nog skrifgedeelte. Dit gaan nie op die bord wees nie, so moet nou nie wonder nie. Look at me. Look at me. So ek gaan vir jou gee die skrif. Ons gaan begin met Kolossense 3 vers 2. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is en nie op die dinge wat op die aarde is nie. En ek en jy raak so lekker ingesluk met die dinge hier op die aarde. Ek en jy entertain so 'n klomp goeters van die aarde. Ek en jy entertain so lekker sosiale media. Ek en jy, en hoor my hart as ek vanoggend sê, ek praat eerste vanoggend met my. Ek praat eerste vanoggend met myself. Pas op dat hierdie ding nie jou lewe rule and regulate nie. Vat maar hierdie ding en sê vir jouself, ek gaan vir 'n week, gaan ek, sê maar Facebook vas. Kyk maar 'n bietjie. Kyk maar 'n bietjie, hoe instinktief, want jy kyk TV of jy praat met iemand, maar jy is eintlik net so besig. En dit lyk vir my, hoe kleiner jy is, hoe vinniger kan jy die ding opereer. Want oupa sal 'n nuwe foon kry en dan sal jy vra en dan sê, ag, dit is maklik, oupa's net so. Oupa het hom nog eens aangeskakel. Dan het hulle al die vingertjies gaan ons net so. So, ek dink ons is wel bewus dat ons gedagtes is soms soos 'n tydbom wat enige oomblik kan ontplof. Hy kan enige oomblik kan hy ontplof. En die moeilikste ding vir kinders van die Here is om ons gedagtes te beheer. Dis die mees uitdagendste ding om jou gedagtes te beheer. En ek het ook nou nogal so in die voorbereiding van dit, ek het baie gesê, ek het 'n besige mind. En ek het eintlik gedink, jy moet op dit so lekker oor jouself so uitspreek. Want hoe meer ek dit hardop gaan sê, hoe besiger gaan my mind raak. Ek staan met die beste van bedoelings op en nou gaan ek stilte tyd doen en ek gaan my skrifgie vat en ek gaan nou 'n bietjie uitmekaar het en as jy jou kom kry, dan ek bly mos op daai Stasieweg is vir my soos 'n highway. Wow man, 5:06 in die môre gaan hy net so en in die aand 5:06 dan gaan hy ook weer net so. So, my se kantoor is op Stasieweg, so ek hoor hoe gaan die karre hier. Ek hoor die honde daar binne, ek hoor my vrou die goed rondskuif op die kombuistoonbank. Ek hoor alles behalwe my intensie wat ek mee gegaan het om stil te raak nou voor die Here. Om stil te raak voor die Here. Ons was nou met vakansie mos. En asseblief
wat ek volgende hier sê, moet my asseblief nie oordeel nie. Maar dit was my so 'n groot prestasie om in Woester te gekom het en my selfoon op silence te gesit het en hom daar gelos het. En dan ry ons Woester toe en ek los my selfoon by die plek. En vanaand dalk sal ek hom so vat, dan sal ek sien, okay, hier nou so 40 odd boodskappe, kom ons kyk net okay. Dan selekteer ek self, wat sou ek dink is belangrik? Dan selekteer ek self, wat sou ek dink is belangrik? Vir my was dit 'n ontsettende groot prestasie gewees. En dit het vir my baie duidelik gelaat, met die wete, hierdie ding beheer lekker my lewe. Beheer lekker my lewe. En ek sê dit baie vir mense en ek pas dit self nie toe nie. Wat het mense gedoen 30, 40, 50 jaar terug? Hulle moes wag tot jy by die huis was, dat hy landlyn daar in die gang op die rak het, dat hy kon gelei het. Dat die landlyn kon gelei het, dan kon hulle met jou gepraat het. Nie terwyl jy bestuur nie. Skel maar lekker, as iemand nie wegtrek by die robot nie, want hulle is op hulle selfoon. Maar kan die back at the rans, okay. Ons moet werklik waar ons gedagtes gevange neem. So dit is verskriklik, as jy jou volle aandag aan God kan toewy, sodat jy sy heerlikheid kan ervaar. En ek het werklik as persoon, het ek daai oomblikke, ek het werklik, as ek tot stilte kom, ekskuus, het ek hierdie wonderlike ervarings met God. En ek beroof eintlik myself, ek beroof daagliks myself van daai wonderlike, intieme ervarings met God. Ek laat toe dat my kop so besig is. Ek laat toe dat my kop so besig is. Of, daar's dalk, ek het ook mos nou 'n dagboek. Ek weet nie of dit dalk iets met ouderdom te doen het nie, maar ek het 'n dagboek. So hy begin in die oggende, is hy bladsy pragtig skoon. En 7:30, 9:00, is hy vol. En ek het heeltemal begrip. Ek het vrywillig aangemeld en sê, Here, hier is ek, gebruik my. Stuur my, Here. Ek wil gestuur word, Here. Ek het jare lank by die Here gekerm, wanneer dan nou, Here? Waarna? En ek kan met reg sê, elke oggend as ek my oë oopmaak, hoe besig dit ook al is, hoe uitdagend dit ook al raak, dan dank ek die Here dat ek elke dag my droom kan lewe. Ek leef letterlik my droom. Ek leef hom. My ma was al seker al 40, 50, toe sê sy vir my, daar het eendag so, onthou julle in die ou tyd, ek wil ook nou nie so praat van die ou tyd, dan klink ek nou self oeroud, maar in die ou tyd het die mense so kom klop in die aande aan jou deure, dan wil hulle nou vir jou 'n stukkie Bybel lees, en hulle wil nou vir jou bid. So, as jy nou dit reg kry, en jy het geloer, en jy sien daar's 'n Bybel, dan maak jy dit, maar so het die mense ingekom, en ek was blykbaar so 8, 9 gewees, my ma sê, en die man het van gesê, mevrou, daai seentjie van jou, gaan nog eendag voor mense staan, en die woord van die Here verkondig. En ek het nie dit geweet nie. Ek het so, net soos ek nie geweet het, ek het 'n ding met skoene. Ek moet nou nie almal hulle voete wegsteek nie. Net om uit te vind, my ma dieselfde ding. My ma kyk ook na mense se skoene. Dis wonderlik, ek weet nie of dit altyd so wonderlik is nie, maar hoe jy eintlik afvryf op jou kinders. Hoe jy jouself in jou kind kan raak sien. So dit sal heerlik wees om God se heerlikheid in sy volheid te kan ervaar. Dit sal wonderlik wees as jy jou volle aandag aan jou gebed kan toewy. As jy kan bid sonder dat jy eintlik besig is op 'n ander spreadsheet, want nou sê al 5 oop in jou kop. Een is gebed, een is die vergadering, een is die afspraak, een is die dokters afspraak,
Jy het 5-6 spreadsheets so langs mekaar op. En jy probeer alles gelyk doen. En eintlik val alles na 'n ruk net plat op die grond en jy kry eintlik niks gedoen nie. Hoekom plaas ek en jy so druk op onsself? I need to perform. Ek moet die beste wees. Ek moet eerste wees. Ek moet bo wees. Man, so what? Sê man, my ma was, daar sit my suster vanoggend, sy kan dalk saam met my. My ma was altyd kom atletiek. Nee, so skaam, want daar staan Betty Fourie daaronder en sy gaan so te kere en jy niemand of jy nie daar kan uitkom, niemand of jy laaste is, jy wil eintlik nie daar uitkom. Jy wil eintlik nie. So, as ons Wian en Gavin en hulle nou op 'n stadium so Saterdag na rugby, so jy staan so in die middel van 2 rugbyvelde, jy so. So, as my ma en my pa daar is, dan gaan ek staan aan die ander kant van die veld. Wat gooi nou nog vir my vrou in die mix in, is 'n smartie box. Is 'n smartie box op sy beste. En so uniek het God vir een en elke van ons gemaak. Een kan op en af spring en jubel en juig, ander ene, ek weet nie of papiere, I don't know what it is. Maar iets to his own. Ek wil vir jou vra, as jy vanoggend fokus, en dis nie net 'n sekere oggend nie, jy moet tyd maak vir God. Jy moet, of jy dit vanoggend wil weet en of jy dit nie wil weet nie, jy sal ten gronde gaan as jy nie by God uitgekom het nie. Jy gaan vernietig word in hierdie besige wêreld. Jy gaan absoluut, ek weet nie of julle dit dalk ook ondervind nie, maar ek ondervind nogal die afgelope tyd, jy wil dalk graag jou hart met iemand deel, en jy begin so jou hart te deel, nou hoor jy, nee, jy het erger troubles as wat ek het. En dit voel net vir my rondom, ek praat nou nie van jou spesifiek nie, dit voel net vir my rondom jou. Ek sit, Dinsdag was my vrou moes nou vir die operasie, daai oggend 3 of 4 toe begin ek nou boodskappe kry, maar ek sien nou, hier gaan die liggie aan. En nou is dit iemand wat eintlik net hulle hart wil oopmaak, wat eintlik net wil deel, wat op hulle hart is. En ek het op 'n stadium gesê, jy kan maar so wanneer jy tyd het, dan bid jy ook vir Nicoline vir rustigheid en kalmte en vrede, en die gesprek eindig met, ek maak so, en ek hoor niks verder. Daai persoon, dieselfde wat ek ervaar, jy maak jou hart oop en dan hoor jy, eintlik self nie op 'n lekker plek nie. En dit is die lewe waarin ons lewe. Dit gaan net so. Soos daai marmotjie sê man, hulle hardloop ons forever en hulle kom eintlik nêrens uit nie. Ek en jy laat toe dat die wêreld ons insluk. Ek en jy laat toe dat die wêreld ons 'n puppet on 'n string is. Ek en jy laat toe dat ons ook maar in daai wieltjie inklim voor jy nog kan sê bo of ba. Dan hardloop jy ook maar daai ringetjie en jy weet nie eintlik waartoe jy hardloop nie. So, as jy in stilte tyd is en jy het jou Bybel oop en jy vertrou God, ek weet baie mense vat nou en dan laat hulle die Bybel oopval en dit werk, dit het al vir my baie keer gewerk, dan kom jy by 'n skrif wat vandag vir jou bedoel is. Jy kom dalk in 'n kerk en dan dink jy, iemand het gaan skinder by daai ou daarvoor, want hierdie siel praat dan nou alles van wat in my lewe aan die gang is. Kan ek vir jou inlaat nou vanoggend? Dit het niks te doen met die persoon hiervoor nie. Dit het te doen met die Jesus wat aan hierdie kruis gehang het. Dit het te doen met God die Vader, die Seun en met die Heilige Gees. As jy jou lewe gaan oopmaak en ontvanklik gaan wees vir dit, gaan jy die mees amazingste ervaring met God kan hê. As jy begin uit gewoonte elke oggend om jou gewete te sit, kom ons lees gou daai Bybel app, kom ons lees ten minste die vers, en ek sê 'n gebedjie op, en dan moet jy baie versigtig wees, veral ons wat ouers is, nee. Dit klink amper laterend of jy jou eie Onse Vader opgemaak het.
Seun vir my vrou, my skoonma, en dan begin ek die kinders so van bo af. Elkeen se naam en hulle vrouens en hulle kinders. En dan die volgende se naam en sy vrou en sy kinders. En die volgende se naam, en as ek nou by die laaste ene kom, dan dink ek, wat sê ek nou vir die vroumensie? Want sy is mos dan nog nie eintlik my skoondogter nie, dan's okay. Maar ek het myself gevang, ek het al gepraat van my skoondogter, prys die Here. Die Here weet van wie ek praat. En dan ter afsluiting, dan bid ek oor die gemeente. En vanoggend toe bid ek nou vir ons land en sy mense, en ek bid vir die oorlog wat aan die gang is, want ek gaan julle niks politiek, ek laat my nie in politiek nie, maar my gesonde verstand sê vir my, aan al die kante wat 'n geweer opgetel word om 'n volgende ou te skiet of 'n bom wat geplant word, is onskuldige mense. Oral is onskuldige mense. Oral. En ek is daar op verskriklike gevaarlike terrein. Ek het al baie gewonder, ons wat mekaar so opsweep, bid vir Israel. Is dit omdat ons skuldig voel, want dit is wat in die Bybel staan? Of is jy werklik in jou hart oortuig, God het jou so oortuig, dat ek moet bid vir Israel? Ek bid ook vir Israel, en ek is nie skaam om dit te sê nie, maar ek bly konstant ook bid vir onskuldige mense, wat moet betaal met hulle lewens, vir dit wat groter koppe aan die bewimpel is. Dit wat mense eintlik situasies gebruik om 'n groot naam oor die wêreld te kry. En dan word mense so een vir een geslag. Ek lees vanoggend oor die nuus waar hulle tot vra dat dokters asseblief mense vinniger sal ontslaan daar, sodat daar plek in die hospitale is. Het mense se lewe so min werd geraak? Het mense se lewe werklik so min werd geraak? En as jy so in jou stilte tyd is, wat is jou einddoel? Sodat jy die Heilige Gees se stem duidelik kan hoor. Duidelik kan hoor. En ek het baie gesê, ag Jenny, want daar in die begin, my pad met die Here, en dan sê ek, Here, ek hoor dan nou niks nie. Almal praat so van hulle hoor die Here. Hulle hoor. En ek gaan nou nie verval in 'n teaching van hoor en daai goeters nie. Maar ek kan net vir jou laat met, onthou om die Here te hoor, is nie noodwendig soos ek hier voor staan en praat met julle nie. Dit hoef nie altyd net so te wees. Dit gebeur. En ek waarborg nou vir jou, as dit ooit met jou gebeur, dan gaan jy skrik, ek kan vir jou waarborg. Jy gaan lekker skrik. Jy gaan lekker. Dit is wat gebeur. En dit maak my excited. Want niemand kan dit verklaar nie. Niemand het 'n antwoord vir dit. Dit is nêrens in 'n teksboek geskryf nie. Daar's geen wetenskaplike bewys vir dit nie. Jy weet net dat jy weet dat jy weet. En jy kan nie vir iemand sê nie, hoekom nie? Jy weet net dat jy weet dat jy weet. So, wanneer jy in gebed is en wanneer jy vir God aanbid, dan ontstaan daar gedagtes wat eintlik niks te doen het met aanbidding nie. Niks nie. Daar ontstaan gedagtes by jou wat jou aandag aftrek en dit veroorsaak dat jy daai koneksie met God. Jy het nou net hier wat jy voel. Nou is die nabyheid van die Here so tasbaar en daar val 'n koppie daar binne. En net so is jy elewig. Ek en jy laat toe dat die duiwel ons tyd met God kom steel. Ons laat dit toe. Ons laat toe dat die duiwel ons tyd met God kom steel. En jy jou oë dwaal rond en jy sien dinge wat jou aandag aftrek en dinge waaroor jy bekommerd is. En dis juis in aanbidding wat sulke onnodige gedagtes opkom. Toe ons nou daar in Woester was, my vrou het 'n prentjie in haar kop. Haar ma moet in die warm water kom. Dit is haar prentjie. Myne ook eventually, maar ek breek hom 'n bietjie op. Daai rolstoel moet kom tot voor by die pad se rand. Nou ontleed ek dit.
Nou moet jy weet, ek is nou nog ook besig met daai Antie se boek van Battlefield hier in jou verstand. Ek lees dit ook nou nog. So, ek het 'n prentjie in my kop. Op my bad se rand sê nou sy gelyk. Sy kan dalk aan jou preek, of sy kan haar rug preek, of whatever. So, dan kom sy met, so my vrou is gefokus, sy sien haar ma in die bad, ek breek hom nou nog op. Daar's 'n proses om deur te gaan om daai ou maatjie daar in die bad in te kry. En ek maak myself eintlik so moeg. Ek wen myself eintlik so op. So as hulle uiteindelik in die water is, dan beweeg ek nou reg aan die oorkant van die bad. Dan gaan sit ek daar in die bad en dan kyk jy mos nou so oor die berge. So die regte ding om te doen is, jy beweeg mos nou van tyd tot tyd soontoe en jy chit-chat en dan beweeg jy maar weer soontoe. Ons, en toe in daai tyd lees ek 'n hoofstuk in die boek van, hou op alles so in jou kop ontleed. Hoekom sal die Antie nou hierdie hoofstuk so vroeg in die boek van insit? Want ek moet ook nou sê, die boek is nou al 'n paar jare, 'n hele paar jaar op my boekrak, maar ek het hom toe nou uiteindelik begin lees. En jy dink vir jouself, wow, jy's eintlik so moeg in die aand, want jy dink alles hier in jou kop, wat as, sê nou net. En jy oortuig jouself en dan sal ek soms my vrou sê, ek weet jy sien dit, maar onthou van dit. Onthou van daai, né? En onthou, en dis nie omdat ek jou kniehalter nie, sal ek my eie onvermoë kom verdedig. Dis omdat ek jou kniehalter nie, ek dink maar net aan al die dingetjies nie. My vrou sien die eindprentjie en dit is waar ek en jy moet uitkom. Ons moet verby al hierdie obstacles kan kyk en ons moet kan sê, dankie Here vir dit wat jy ook al gevra het. Dankie, jy spreek dit al klaar. Dankie Here vir daai. Nie Here, wat gaan alles intussen gebeur voordat ek daar uitkom nie? Jy gaan vashak by sê nou maar. Weet nie, ek wonder. Ons almal was mos al in daai situasie wat jy, as jou kinders mos nou ook so 'n dingetjie kry en hulle gaan nou ergens heen. En jy begin hulle bel, nou net om in te check, this is subscriber you have dialed is currently unavailable. Nou gaan jou kop mos net so. Nou gaan jou kop so. Lê hulle in die sloot, is hulle in 'n ongeluk, baby. En môreoggend dan trippel hulle net aan die huis. Hallo, hoe gaan dit en? Ja. Ginsins bewus, hoe jy eintlik al heel nag gelê waar. En wat kan ek doen in die, sê nou maar in my bed, en ek lê en oordink dit alles so. Wat kan ek doen om daai situasie te verander? Niks. Absoluut niks. Ek kan sê, Here, ek vertrou U. Ek vertrou U, Here, dat hy, whenever, Here, veilig by die huis gaan kom. Ek vertrou U. Dankie, Here, dat hy gaan veilig by die huis kom. In plaas van al hierdie dinge. So, dinge waaroor jy bekommerd is, dit is juis 'n aanbidding wat onnodige gedagtes opkom om jou aandag van God weg te lei. Weet jy wat jy bid? Soos ek nou net gesê, daar's 4 of 5 spreadsheets oop. Weet jy altyd wat jy bid? Weet jy altyd, bedoel jy altyd alles wat jy bid? Want God weet. God is baie hard en duidelik bewus van wat jy bid. Hy is baie duidelik bewus. En God luister nie na jou mooi woorde nie. Sorry man. En daar's niks meer verkeerd nie. As dit is hoe jy bid, prys die Here. Dis hoe hy jou gevorm het. Dis hoe hy jou gemolde het. My skoonsister het altyd gesê, weet jy Pierre, jy kan 'n kliënt bel en dit is wat jy nodig het toe en so en so. Haar man, my vrou se broer, het altyd lang conversations gehad met die mense. So, in die proses kan ek dalk laat 'n prentjie van is ongeskik.
Dis ongeskik. So julle weet mos nou, as 'n mens bel vir iemand wat hulle rekeninge moet betaal, kan jy smaal aan die kant, jy kan so vriendelik wees as moontlik, en dan sal hulle jou baas bel en sê, wie's nou 'n onbeskofte man wat bel vir die geld? En dan het jy eintlik jou beste probeer. Dan het jy eintlik al jou beste probeer. So, God lees ons harte. Hy weet wat hier aan die gang is. Hy weet wanneer ek 'n smaal op my gesig sit en ek dink, Ons is toch soms so bekommerd oor wat ander mense van ons gaan dink, wat hulle van ons gaan sê. Die buurman gehad, hy sê sy pa het altyd gesê, daai geld wat jy so bylieg, wat jy kantig het, jy gaan nie rente daarop kry nie. En dit is die waarheid. Because we're trying to impress other people. Ek ry 'n grand car. En ek het 'n 3 verdieping huis en alles. Ons moet ophou ons waarde heg aan ons bates wat ons op die aarde het. Kan ek jou inlaat in 'n dingetjie? Daai grand car. Ek dink 9 uit 10 keer behoort hy nog aan die bank. Sorry man. 9 uit 10 keer behoort hy nog aan. En daar's niks meer verkeerd nie. Daar's absoluut, en ons moet ons kinders leer om te streef na beter. Ons moet ons kinders leer om, trek jou moue op en verdien jou geld. Moenie so staan nie. Moenie so staan nie. Die Here verwag nie van my, of die Here sê nie sy kinders moet bedelaars wees nie. Hy het dit nooit gesê nie. Inteendeel, hy sal vir ons in oorvloed gee, sodat ons nog vir ander ook kan gee. Maar ons het ons budget hier, en hy balanseer nie lekker nie. Ag, en as jy kom kry, dan balanseer hy in elk geval. Hoor julle wat ek alles vanoggend vir jou sê, ons maal hier in ons kop in, en ons bekommer ons, en ons wonder, en jy is op pad ergens heen, en jy bid, Here, dat gemoedere sal reg wees, Here, dat dan nou net nie, want jy verwag 'n probleem. En dan was jy daar in jy ryweg, en jy dink, wow, Here, wow, kyk net hoe goed is U. Dit wat jy sê, dit wat jy dink, is dit wat sal gebeur. Ongelukkig. Jy spreek dit die hele tyd hier in die geestelike riem in. Die duiwel sê, I've got you, ek gaan jou kry, en jy kan maar aangaan met 10 ander goed, maar hy steek nog vast, daar by nommer 15, hy onthou vir hom, en hy wag dalk 15 dae, en hy slat vir jou met nommer 15. En jy val plat op jou gesig, daar op die teerpad. En dan weet jy nie hoe om op te kom nie. As jy geval het, moet jy opspring. Jy kan 110,000 keer val. Die belangrikste is, jy moet opstaan. En iemand sal nie sommer kom, en vir jou kom ophelp nie. Jy moet beer. Jy moet beer om op te staan. Dit het ons nogal ervaar toe ons al die jare in die stad gebly het, en toe trek ons na 'n plattelandse dorp toe, en daar is almal mos so, en almal se besigheid in, en sê my kinders het niks af van gehou nie, sê man. So in die stad het ek nogal ervaar, as daar iemand lê, dan, ag ek klim maar net boor om en loop aan. Op so 'n klein dorpie sal ek kom, is jy alright? Kan ek jou ophelp? Wil jy dalk 'n kombers hê? Daai is omgee. Daai is omgee. Daai is wat Jesus vir ons gestuur het. Wees my hande en my voete. Nie hierdie major goed wat ons dink nie. As ons dink van Jesus kan groot goed doen, dan dink ons aan hierdie verskriklike groot goed. So min as 'n brood in jou koskas is 'n wonderwerk, as hy nie daar was nie. Dit is 'n wonderwerk. En ons moet begin fokus op die positiewe dinge. Ons moet ons gedagtes wegskuif van al die negatiewe dinge. En ons bly in 'n rowwe wêreld, man. Ek dink sy kan vir ons boeke op nog boeke skryf van wat sy alles sien,
wat sy alles ervaar, en as ek so luister partykeer dan dink ek, oh man, dat jy jou sanity bou, I don't know. Ons moet ons fokus wegdraai van die gemors, en ons moet begin fokus op God. Dan sal daai gemors ook, sonder dat jy 'n vinger hoef te verroer, sal uitgesorteer word. Matteus 9 vers 4 sê, en toe Jesus merk wat hulle gedagtes was, sê hy, waarom bedink julle slegte dinge in julle harte? Ek sê baie, hier tussen hierdie twee ore, hier pleeg ons die grootste sonde. Ons pleeg die grootste sonde in ons gedagtes. Want ons het perfek volmaak om net so 'n breë smaal op my gesig te sit en met whoever ook al te gesels, en dan is daar nie eintlik lekker gevoelens tussen ons nie. Maar ons is tog so ordentlik. Ons is tog so prim en proper. En die mense gaan vir my lag, en die mense gaan dit. Man, jy moet God beïndruk, nie mense nie. Beïndruk asseblief vir God. Ek gaan, ja, kom ons gaan vir dit. As die Here vir jou sê, rol nie voor in die kerk, you do it, jy. As die Here vir jou sê, rol vandag hier voor in die kerk, jy dink ek nou, die man is kens in sy kop. Ek het julle al die storie vertel van die pastoor, wat ook altyd, hy's gedres en gepres met sy pak, en all the colors of the rainbow pakke het, en die ander, sê die Here vir hom, rol daar voor in die kerk, en sê, nee. Hy sê, toe ek my kom kry, toe rol ek voor in die kerk, met my, hy het so helder soet, so kanariegeel pakkleur gehad, toe rol hy voor in die kerk. Is jy bereid om belaglike goed vir die wêreld te doen, as God jou die opdrag gee, om dit te doen? Is jy werklik bereid om na iemand in 'n winkelsentrum te stap, en net te sê, hoorie, die Here is lief vir jou. Die Here ken jou hart. Is jy bereid om dit te doen? Of is ons toch so ingestel, die mense gaan, nee, dis nou nie die plek nie, dis nou nie eintlik die tyd nie, dis nou nie die omstandigheid, ek gaan nou die lekker atmosfeer wat nou hier heers, ek gaan dit nou spoil. Is jy skaam vir die naam van die Here? Of staan jy onvoorwaardelik op vir die naam van die Here? Maak nie saak wat die wêreld vir jou, loop jy die risiko om vriende te verloor? Natuurlik. Loop jy die risiko om dalk geliefdes, jy loop die risiko. As jy vashou aan God, dan loop jy die risiko om jare der jare se vriendskappe te verloor. Jy loop die risiko. Is jy bereid om dit op te gee, omdat jy so vashou aan God, omdat jy kom met daar sit 'n baie klein dogtertjie met daai kinderlike geloof. Is jy bereid om dit te doen en te sê, sorry, ek gee hierdie 40 jaar vriendskap op, maar ek kies Jesus Christus. Ek kies vir God, bo die dinge van die wêreld. Wat laat jy in jou gedagtes toe, negatiewe en vernietigende, of positiewe en opbouende goed? Jy kan kies. Jy kan kies wat jy bo gaan entertain. Jy kan kies, ja, ek wil nou nie in die politiek praat, maar ja, was mos nou 'n vakansiedag gewees, en daai oggend toe sy TV-skerms mos nou geflat met, ek dink ek was pretty much op standaard 3, standaard 4, toe daai klomp optogte gebeur het, en nou kyk my vrou ook daarna, en nou voel ek haar half verplig. Ek wil nou eintlik, ek was onthou, dis nie nou nie, nee, dis nou oor jare terug sinne, maar ek hoef niemand te oortuig nie. Die Heilige Gees moet jou kom oortuig. Die Heilige Gees moet jou, daar waar jy nou hier sit, die Heilige Gees moet jou kom aankla. Die Heilige Gees moet jou so trek aan jou arm of aan jou oor en sê, kyk hier kom, dit is nou tyd. Dit is nou lank genoeg het jy nou gewoer. Ek sê baie vir mense, en ek het dit nou maar vir my vrou ook mos nou gesê, as jy so besig is, dan gaan die Here self op 'n dag kom en hy gaan jou handrem 'n bietjie optrek. En hy gaan jou verplig om te rus. En dis nou nie 'n verskoning om môreoggend op die stoep te sit en vir jou vrou te sê,
Hy het gesê ek moet rus. Jy moet fyn ingestel wees op die stem van God. Jy moet fyn ingestel wees op die stem van God. Dat dit toe dat mense, die media en jou omgewing gedagtes in jou plant, en jy kan jou gedagtes 'n vuilgoed oopmaak, of jy kan dit 'n tuin maak waar daar geen onkruid in is nie. En hoe gaan die onkruid uit jou tuin uit bly? Jy gaan hulle moet uittrek. Hulle gaan nie van self wegbly nie. Of jy moet ten minste gif spuit, dan bly hulle so ruk weg. Ek ry verby 'n blombedding, baie. Dan dink ek wil Saterdag kom en net gou 'n bietjie daai onkruid uittrek. En as ek maar volgende keer dan sien ek my nog steeds die onkruid. En dan nou sê ek al daar. Dalk moet ek 'n garden service vra om net so een keer 'n week daai onkruid daar te gaan uittrek. Wat kos dit vir my om 5 minute in my dag af te staan en net daai 3 of 4 onkruidstukke daar gaan uittrek? Want as ek dit nie, intussen moet ek nou eerlik vir jou sê, het ek gesien die een het nou al lekker stam gekry. Hy's nou al 'n big meneer. En net so gaan dit in ons gedagtes. Daar kom 'n klein saadjie. Ons entertain dit, ons worry, ons hardloop ons wielietjie. Ons hardloop ons wielietjie, dan sê ons het 'n bietjie water gehou, maar ons hardloop. En voor jy kom kry is dit so 'n groot ding dat jy weet nie hoe om dit te hanteer nie. Terwyl jy dit eintlik as 'n klein dingetjie al kon uitgetrek het en weggegooi het. Spreuke 23 vers 7 en ons is hier op die einde nou. Want soos hy in sy siel bereken, so is hy. Eet en drink sê hy vir jou, maar sy hart is nie met jou nie. Gedagtes kom in jou kop van welis, jaloesie, negativiteit, ook trots, wat jouself verhef bo ander mense. Ek is hom nou 'n bietjie beter as daai ene. Ons matig onsself so aan soms. Hoe sê ons altyd, ek is nie kwaad vir hulle nie. Ek wil net nie met hulle assosieer. Die Here gaan vir jou in 'n situasie bring wat jy verplig word om met hulle te assosieer. En ek sê vir jou, party mense wat oor die pad kom, hulle is uitdagend. Hulle tap vir jou verby die droogkraan. Hulle tap vir jou. Maar uithou, aanhou, vertrou, val, opstaan, vorentoe beer, dit is wat ek en jy moet doen. Die laaste skrif dalk wat ek wil lees is Matteus 6 vers 22 tot 23. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Ek gaan hom weer lees. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. As jy kies om na goed te kyk wat reg is en nie kyk na goed wat nie reg is nie. En kan ek gou vir jou sê, ons kindertjies, ons kleinkinders, hulle kyk almal TV. Man, as jy 'n bietjie gaan stil sit voor 'n televisie, jy kan nie van die een program na die ander program kyk sonder dat daar nie iets seksueel tussenin kom. Nou, jy sit nou al mos oupa grootjies en alles. Ek onthou man, al was mos hierdie boek, daai boek met die SC, daai boek, né? Sy naam het begin met daai, né? En ons as seentjies was so dis die Scope. If you don't know, daai ene. Ons het nie geweet wat daarin staan. Ons het geweet ons mag dit kyk nie. Dit het ons geweet. En Adam en Eva was mos maar ook so gewees. Hulle het nie ge-worry daaroor nie, tot die duiwel mos gekom het en gesê het. Toe wonder hulle. My vrou werk dalk en die buurvrou het nou topless begin tuin nie langs en ek wonder wat hier agter die muur aan die gang is. Jy moet jouself dissiplineer. Jy moet sê, duiwel, wyk van my af. Want die woord sê, weerstaan die duiwel en hy sal wyk van jou. As jy hom nie gaan weerstaan nie,
Hoor, hy gaan net so kom, 'n millimeter. Hy gaan net, as jy jou kom kry, dan kuier jy laat dan self aan die ander kant van die draad. So gemaklik raak jy. Net so kom sluk die duiwel jou in. Net so met 'n, ag nee man, net so. Net, ag, niemand gaan weet nie, dis niks. Niemand gaan weet nie. So ek wil saamvat, nee, en ek wil vra, as jou gedagtes so 'n groot rol in jou lewe vertolk, dan moet jy beheer neem oor jou gedagtes. Jy moet 'n wilsbesluit neem en sê, Here, ek hou nou so van daai seepie, maar nou na 5 of 10 jaar is daai ding nou al so ingeweef met 'n klomp allerlei goedes wat in die wêreld aan die gang is. En ek kan vir jou waar ons lewe in 'n wêreld wat ons eintlik so gemaklik is, want ons word nie gekonfronteer nie. Nou dit daar by die hospitaal toe ek gaan nou seker geban word as die ding uitgesaai word, maar in elk geval, nou is daar badkamers, maar die prentjie op die deur is 'n mannetjie en 'n vroutjie en ek dink, wow. Sonder dat jy dit agterkom, gebeur dit. En dit is waarmee ek en jou se kinders en kleinkinders groot raak. Dis vir hulle so normaal, want hulle weet nie van anders nie. En daarom sê ek nou nie, jy het nou heeldag vir jou kind nie. Want jy kom saam as lekker hier voor in die kerk en is wonderlik en almal kyk vir jou en dis net die beste. En jy lê mos 'n belofte hier voor God af. Jy lê die belofte af. Soos jy doen as jy trou. Jy lê die belofte af. Ja, los nou daai in. Maar dan laat jy toe, ag, hy's nou so moeilik of sy's nou so moeilik, gee maar net, dan is hulle stil. Jy weet nie wat hulle alles hier kyk nie. Jy weet nie hoe hulle breintjies gekondisioneer word met die dinge van die wêreld nie. Want jy het nie tyd om met jou kind te sit en die Bybel oop te maak en vir boetie of sussie goue storieetjie te lees en net te vertel van die Here nie. Jy vertrou die ding en hoop, en jy hoop vir die beste. Jy hoop vir die beste. Hierdie ding is soos ons oudtyd se stokkie lekker. Ons het nog so geneg en dan gee my ma net 'n stokkie lekker, dat hulle tog nou net hulle mond kan hou. Ons gebruik hierdie ding om ons kinders se monde stil te hou. En ons druk hulle in die verderf. En hoor my hart, jy maak jou kind groot soos wat jy gemaklik voel. Ek het my beurt gehad. Ek het nou al klein kinders, maar hulle kom ons en dan gaan hulle ons daarom weer huis toe ook. Jou eie kinders bly mos so. So en julle ons almal kan dit sê. 'n Kind gaan mos nou nooit uit jou wil ek amper sê uit jou sak uit. Hy of sy gaan nooit nie. Dis nou met my vrou wat ek haar sy vra gister aan toe kan nou help antwoord. Toe sê sy, hoe voel dit nou om 'n dogtertjie te hê? Ek sê dis 'n baie groot dogtertjie sê ek. En toe ek het gesê het, toe sê ek, hoor ek praat net nie oor jou gewig. Maar toe weet ek, toe sê ek bedoel jy's nou al ouer en jare, sy sê nee, sy weet as so maklik kom ek en jy in 'n ding in. So maklik trap ek en jy. En daai ding kon nou ontplof, daai ding kan nou en ek en my vrou moes besluit het. Wat maak ons? Sonder dat ons enigstens gepraat het daaroor, né? Sy hoor nou wat ek sê. Jy het altyd 'n keuse. En jy het 'n goeie verstand van God gekry. Jy weet wat is reg en jy weet wat is verkeerd. Gebruik jou verstand wat die Here jou gegee het. Amen. Here, ons kan net vanoggend kom stil raak, Here. En dis, Here, seker die plek wat dit die maklikste is om voor U te kom stil raak, Here. Ek bid, Here, dat ons ritme met U sal kom vind, Here.
Dat ons werklik, my God, ons ritme met U sal vind. Dat U nie by ons dag kom inpas nie, Here, maar dat ons dag, Here, by U sal kom inpas. Dat U, my God, ons leefwyse sal raak. Nie ons werk nie, Here. Nie ons klomp geld in die bank nie. Nie ons huis of ons kar of ons meubels of ons klere in die kas, wat ook al nie, Here. Maar Here, dat U ons fokus is, Here, en my gebed is werklik, Here, beginnende by my vandag, Here, dat ons 'n wilsbesluit sal neem om met U te wil stil raak, Here. Om met U te kan stil raak, Here. En wel om met U stil te raak. Werklik, Here, as ons 'n wilsbesluit neem, is daar werklik, daar is plek vir U in ons watse besige skedule ook al, Here. Daar is, Here. Dis die wêreld, Here, wat so klomp leuns kom fluister. Jy moet dit, en jy moet dit, en jy mag nie dit nie. Jy moet so, en jy moet nog daai. En jy is eintlik so moeg, Here, want jy probeer eintlik met die goeie hart wat jy het, probeer jy eintlik ander mense se lewens vir hulle lewe, Here. Here, U kyk na my hart, Here. U kyk wat binne in my hart aan die gang is, my God. Nee, Here, as ek hoofstuk vir hoofstuk uit die Bybel uit kan opsê, Here, in 'n gebed nie, en dis reg, Here, prys die Here, as ek daai gawe het, Here. Here, U kyk wat in my hart aan die broei is. En ek bid werklik, Here, dat ons harte voor U sal bring, Here. Dat ons sal sê, Here, ek is stikkend, Here. Ek het 'n klomp gebreke in my lewe, Here. Ek het dalk 'n wil van my eie, Here. Ek is sarkasties, ek is dit, ek maak so, maar hier is ek, Here. Hier is ek, Here. Want by U, my God, is daar volle genesing. As ek op my eie probeer, Here, dan gaan ek dit opmors, Here. Ek gaan dit opmors. Maar as ons op 'n plek kan kom wat ons net so sê, Here, I surrender. Alles, Here, I surrender. En ek bid, my God, dat U ons by daai plek sal kom bring, Vader. Amen.